Grote koning, wat 'n voorreg om saam by mekaar te kan wees om u woord, u skrifte te ondersoek. Veral waar ons nou kyk na manne en vroue in die woord en hulle verhouding met u, waar ons soms dalk ons verhouding met u meet aan hulle, want ons voel ons skiet tekort, ons voel ons kom nie reg nie, ons voel ons worstel met tye, maar dankie dat hulle ook mense was soos ons. Dankie dat ons kan leer uit hulle sterkpunte uit, maar dat ons ook kan leer uit hulle foute uit. En help u ons, lei u ons in al u weë. Want dit is slegs u en u gees wat ons kan vernuwe, ons denke, ons uitkyk op die lewe, dinge wat ons moet doen, dinge wat ons nie moet doen. Daarom vra ons dat u gees ons sal bedien in alle waarheid. Ons loof en prys u daarvoor, Vader, in Yeshua se naam. Amen. Goed. Kom ons kyk. 'n Baie interessante waarneming is dat die kinderverwekkingsouderdom van die mens na die vloed baie minder geword het. Hulle kon nie meer kinders kry op 800 en 600. Iets het verander. En ons kyk na die paas, ons weet nou nie soseer die maas nie, behalwe Sarah, maar almal se ouderdom toe hulle getrou het en kinders verwek het verander enorm. Goed. Van 100 jaar en ouer toe hulle eers begin 'n kind verwek het. So hy het Jon 100 jaar gevat voor hy getrou het. Streng gesproke. Het verander na 35. Hulle het seker gesien, wow, miskien kom maar weer vloed. Ek wil nog 'n nageslag hê. Toe dit verander na 35 en jonger. Ja. Die lewensjare van die mens het ook na die vloed drasties begin verminder. Daar is verskeie gedagtegange hieroor oor die klimaat, die atmosfeer en so meer. Ons lees maar net wat in die woord staan. Dwars deur die woord is daar 'n patroon wat ons sien. Die mens raak afvallig, dan is daar een wat na God soek en een wat God na hom trek of na hom roep. So daar's altyd 'n remnant. Daar's altyd een of twee of 'n familietjie of so. Dis bitter selde dat jy sien 'n hele miljoen mense volhard in God. Jy sien dit nêrens. Ek dink ek het een keer uitgewerk, ek praat onder korreksie, ek dink die langste tydperk was iets soos 15 of 20 jaar in die woord, waar die volk gehoorsaam gebly het. So dis 'n probleem, dat ons sien mense bly afvallig raak. Ons sien die toring van Babel in hierdie gedeelte en alles wat daar plaasgevind het. Die mens is eensgesind, maar vir verkeerde redes. Hulle rebelleer teen God. Hulle wil opgaan, hulle wil God gaan sien, hulle wil hom gaan besoek in die hemel, so hulle bou die toring op boontoe. God vernietig nie die mens nie na hierdie hele storie van Babel. Hy gebruik nou 'n ander strategie. Ons kom uit die vloed uit van Noag. Volgende groot gebeurtenis is Babel en die toring wat gebou word. En Jahwe sê, okay, ons sal 'n ander plan hierso maak. Ek gaan niemand die doodmaak nie. Ons maak 'n ander plan. Dan sien ons 'n man wat opreg wandel, 'n man wat na God soek. Wie was hierdie man? Abraham natuurlik. Abraham. Genesis 11 vers 10. Dit is die stamboom van Sem. Toe Sem 100 jaar oud is, het die vloed gestop en 2 jaar na die vloed toe word vir hom Arpachsad gebore. Arpachsad was 35 jaar toe hy pa word. Selag 30, Heber 34, Peleg 30, Reu 32, Serug 30, Nahor 29, Terah 70. Nou daar's ook verskillende gedagtegange aangaande Terah. Die een gedagtegang is sy vrou kon nie swanger word nie. En toe het hy 'n ander vrou geneem, die het swanger geword en daarna het sy eerste vrou swanger geword.
verskillende gedagtegange, maar hy was 70 jaar oud gewees, en ons weet Abraham, goed, so daar het iets plaasgevind. Interessante kalkulasie is 292 jaar na die vloed is Abraham gebore. Genesis 9 vers 28, en Noag het na die vloed 350 jaar gelewe. So as jy die kalkulasie maak, dan sien jy Abraham was 58 jaar oud toe Noag gesterf het. So daar's 'n groot moontlikheid dat hy Noag geken het. En daarvoor het ek die boek van Jasser geraadpleeg, en ek gaan dit uit Engels uitlees wat daai boek sê. Die Bybel verwys wel na die boek van Opregtes, na die boek van Jasser. So daai boek was daar, was net nie in ons bundel gesit. Hulle kon mekaar dus geken het. Noag en Abraham kom van dieselfde geografiese gebied af, albei kom van Ur. Hulle kom uit dieselfde plek uit. So die kans is baie groot dat hulle mekaar geken het. Net so van die os op die jas, ek gooi dit sommer in, ek sê nie dis waar nie. Hulle het nog 'n rivier gekry uit ligfoto's uit, en dis nou die rivier wat hulle nooit kon vind nie. Die Efraat is daar, die Sigon is daar, is al 4 riviere. En volgens hulle, as daai rivier, die rivier is wat nou toe is onder sand, maar dis die rivier wat hulle glo in tuin van Eden uitkom. Weet julle waar was die tuin van Eden? Ur. Ur. Wat baie interessant is, Abraham kom daar, Noag kom daar. So dis 'n baie interessante waarneming. Okay? Ek sê nie dis so nie. Die boek Jasser sê vir ons die volgende. Dis 'n paar dinge wat gebeur het met Abraham, en ek sit dit in vir inligting wat is nie in ons Bybels. Ons lees daarvan the fiery furnace, the book of Jasser narrates that Nimrod threw Abram into a fire for refusing to worship idols, but Abraham was miraculously delivered. This event is presented as a precursor for the story of Shadrach, Meshach en Abednego. En in daai vuur is Abraham se pa dood. Hy is doodgebrand, maar Abraham is aan die lewe gehou. Goed. Early life and idol smashing. The text describes Abraham's early life, the rejection of idolatry, and his rebellion against the pagan surroundings, including mashing his family's idols. Hy het al sy pa se huisgode gaan stik en slaan. The binding of Isaac, chapter 23 of the book of Jasser, reckons the command to sacrifice Isaac, nothing Abram's emotional struggle to separate his son from Sarah. Relationship with Nimrod in the book of Jasser highlights a tense confrontational relationship between Abram and Nimrod, the king of Babel. Generality, legacy. The text notes that after Abram's death, his son Isaac continued in the ways of the Lord, carrying on his father's legacy. The evidence from the book of Jasser mentioned in Joshua 10 verse 13, also in 2 Samuel 1 verse 18, explicitly requires the two figures. Jasser 16 verses 11 to 12 states, and Adonizek, king of Jerusalem, the same as Sem, went out with his men to meet Abram and his people with bread and wine, and they remained together in the valley of Melech. So Sem is wat ons lees Melchisedek. Noag se seun Sem, volgens hierdie boek, is die priester wat Abraham kom sien het na die oorlog, wat saam brood en wyn geëet het, Melchisedek. Goed. Rabbinical and historical traditions, the Talmud and the Midrash, Jewish tradition, hulle verwys ook na Melchisedek as Sem. The lifespan, according to Genesis, Sem lived for 600 years, meaning his life overlaps with Abram's
allowing him to be the princeps that Abram encountered. Priesthood tradition holds that the priesthood passed from Noah to his righteous son Sem. Name interpretation, Melchizedek is not just a name, but a literal meaning. My king is righteous, or the righteous king. Shalem, it is believed that Shem resigned in Shalem, which later became the town Jerusalem. So hy was die koning van Shem, Shalem, Jerusalem. En hy was the righteous king. There's no Sem. According to the ancient book of Yasser, Abraham and Noah had a close connection, with Abraham living with Noah and his son Sem for 39 years to learn the ways of the Lord. Key details regarding the relationship and timelines include the time spent together. Abraham lived in the house of Noah and Sem from the age 11 to 50. Life overlaps based on the timelines in the book of Yasser. Noah was still alive during the early life of Abraham, allowing for this interaction. Mentorship. Noah and Sem taught Abraham the ways of the Lord, and he was raised in an adulterous household. Dis hoekom hy sy pa se idols daarna gaan stik en slaan. Dis hoekom Nimrod hom in die vuur gegooi het, omdat hy die idols wil vernietig en nie die idols wil aanbid. Protection. When Nimrod sought to kill Abraham due to the sign at his birth, it was within the context of this time in Noah's household that Abram was protected. So die storie gaan basies, soos Joshua se geboorte wat aangekondig was met 'n ster, was Abraham se geboorte ook aangekondig met 'n ster. En die waarsêers van Nimrod het opgetel, daar's 'n kind gebore wat God gaan gebruik. En hy het hierdie kind gaan soek om die kind dood te maak. En toe Terah uitgevind het, hulle wil hom doodmaak, toe hom gestuur na Noag toe. So van 11 jaar tot 50 jaar het hy by Noag gebly. Goed, maar daarna het Nimrod uitgevind van die goed en dan is toe die vuur gegooi. The contextual notes, the book of Yasser, these details came from the apocryphal book of Yasser, not the canonical book of Genesis, which does not explicitly detail a meeting between them. The separation. According to the book of Yasser, Abram left Noah's house on the age of 50 and returned to his father Terah. Okay, daar's net 'n ander naam vir die boekie Yasser, Sefer Ahishar, says that Haran was 42 when Sarah was born to him. Further on it says that Haran died at the age of 82 from being thrown into the fire with Abram. And that at that time, Abram and Sarah married, so that make them respectively 50 and 40. En dis redelik belangrik, want ons sal nou kyk na sekere skrifte. Sarah was onvrugbaar geweest. Hulle het nie getrou en toe uitgetrek nie. Sy het 'n lang tyd nie kinders probeer kry. So as jy na hierdie kalkulasie van Yasser kyk, dan het hulle 25 jaar probeer kinders kry, hulle kon nie. En toe trek hulle na die land Kanaan toe met die belofte, ek maak jou 'n groot nageslag. Indien waar, dan was hulle 25 jaar getroud voordat hulle na Kanaan gegaan het. Genesis 11 vers 30. En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gebaar. Dis toe hulle uitgetrek het. So hulle het lank probeer. Daarom was sy onvrugbaar, hulle weet dit. Terug by die Bybel. Genesis 12 vers 1. En Jahwe het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Vers 4. Toe het Abraham weggetrek soos Jahwe hom gesê het,
En Lot het saam met hom getrek en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham en Sarai sy vrou en Lot sy broerskind geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak het en die slawe wat hulle in Haran verwerf het en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. So Abraham was nie 'n armsalige ouetjie wat daar eenkant in 'n hoekie gesit het en Jahwe het hom gebruik om na Kanaan te stuur. Dit was 'n man wat wel was. 'n Man wat slawe gehad het. Goed, dit moet ons net in gedagte hou ook. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terponteinboom Moreh. En die Kanaaniete was toe in die land. Genesis 12 vers 7. Daarop verskyn Jahwe aan Abraham en sê: aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir Jahwe wat aan hom verskyn. So hierso is die belofte van ek gaan aan jou nageslag hierdie grond gee. Hy het nie gesê ek gee dit vir jou nie, Abraham. Hy sê ek gee dit vir jou nageslag. So vir Abraham was dit belangriker as laat hy dit kry. Want daar was geen kind nie. So nou kry hy die belofte, jy sal 'n nageslag hê. En hy bou toe 'n altaar daar vir Jahwe. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste en daar vir Jahwe 'n altaar gebou en die naam van Jahwe aanhou. So hier sien ons Abraham het daarop gefokus om merkers, plekke van aanbidding op te rig vir Jahwe. Want 'n altaar beteken dis hier waar ek God aanroep. En as ons sien hoe belangrik dit is in die wêreld, as jy soos hierdie gronde was uitgesit in 45 as ek nou reg onthou vir 'n sendelingsskool. Die sendelingsskool het gestop hier in die vroeë 90s en hulle het 'n skool hierso gebou. Maar vandag nog roep God se gees hier uit en dis hoekom ons hier is. As 'n grond eers God geproe het, as die gees van God op 'n punt was, op 'n huis was, op 'n grond was, is hy altyd daar. Hy's altyd daar. En Abraham het dit geweet, so hy punte van kontak gemaak, portals as jy dit nou in 'n geestelike terme wil noem, waar Jahwe kan op en neerdal, op en neerdal. En ons lees dit later met Jakob, met die leer en die engele wat op en af gekom het. Dis 'n altaar, dis 'n kontakpunt waar God gepraat het. So Abraham het oral waar hy gegaan het, want dit gaan sy grond word, sy nageslagsin, het hy altare gebou. Dis vir sy nageslag, want dan kan hulle Jahwe daar aanbid, want hy het Jahwe daar gesien. So dis alles deel van sy verhouding met Jahwe. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. Baie kortliks, Abraham en Sarai. Sou julle sê die volgende optrede van Sarai was uit liefde of onderdanigheid? Of beide? Of vrees? Genesis 12 vers 11. En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek. Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is, mooi van aansien, uiterlike skoonheid. Aansien. As die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou, en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog, jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan ter wille van jou, en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. So hier's 'n redelike ernstige gesprek tussen Abraham en Sarai. Abraham is hier omtrent so 77 en sy vrou 66, 67. Goed. Hoe stel ek dit nou mooi? Alle vrouens 60 tot 70. As jy in 'n plek instap, wil al die mans jou net gryp as 'n vrou. As jy nou in 'n ander land kom, gaan hulle jou man doodmaak en jou vat as 'n vrou. Dis hoe sy gelyk het. Ons weet nie hoe nie, ons weet nie hoekom. Maar dis hoe sy gelyk het, dit was haar uiterlike voorkoms.
Goed. Maar hulle sê haar innerlike was nog mooier as jy na die rabbies kyk. Nog mooier. Sy weet as sy dit doen, een van die Egiptenaars haar gaan neem as vrou. Sy weet dit. So nou vra ek vir die vrouens, het jy jou man so lief, dat as jy in 'n plek kom en hulle wil met jou trou, sê jy, dis okay, ek is sy suster, trou maar met my. Sal jy 'n huweliksbed gaan deel met 'n vreemdeling om jou man te laat lewe? Dis die vraag. Dis wat Sarah gedoen het. Sy was bereid om dit te doen. Dis 'n groot besluit. Of was sy net onderdanig aan haar man en gesê, my man vra dit van my, so ek sal dit doen. Of was dit vrees? As ek dit nie doen nie, is my man dood. Ek weet nie wat het deur haar kop gegaan. Die rabbies probeer dit uitwerk en ja. So mevrou, sal jy dit doen vir jou man om hom te laat lewe? Genesis 12 vers 14. Toe Abraham dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was. So nou kan ons verder teruggaan na ander geestelike beginsels. Dit wat jy vrees, kom oor jou. Dit wat jy spreek, sal so wees. As hy dit dalk nie gespreek het nie, het dit dalk nie gebeur nie. Ja, ons weet nie. Ons weet dit het toe gebeur. Vers 15. Ook die vorste van Farao haar gesien en haar by Farao geprys, gaan vertel hoe mooi vrou nou in hierdie land van ons ingekom het. Jy het nog nooit so iets in jou lewe gesien. Nou weet ons ook nie, want die gebruik daai tyd was, die hoof was toe en die gesig was toe. So was dit haar oë, wat anders was as alle ander mense se oë. Wat baie moontlik is. As almal bruin oë het, en hier kom iemand met sulke groen-blou oë, want daar is sulke mense vandag nog in Iran. As jy na daai oë kyk, dan lyk dit soos waterpoele vuur. En jy sien daai oë met 'n bruin vel. Dan sê jy, woe, hier is iets aan die gang. Dis 'n mooi vrou daar. Ek weet nie, ek spekuleer man. Shabbat shalom, ek weet nie. Hoe oud was Sarah hier gewees? Ten minste 65. En daarna het dit aangegaan. Op 65, as iemand daar sien, mans haar sien, sê hulle, joh, sy's mooi, ek soek haar as 'n vrou. Dis dit. Vers 16. En hy het goed gedoen aan Abraham om haar ontwil. Hy het haar laat kom paleis toe, hy het besluit, jy word my vrou, en hy doen toe die volgende. Sodat hy kleinvee en beeste en esels en slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry. So wat het hy hier gedoen? Hy het dowry betaal. Hy het Abraham betaal vir sy suster, sy vrou. Hy het dowry betaal. So hy het al wette gekoop as jy sou wil. Kyk. Farao het moontlik hier vir die dowry betaal. Hoe het Elohim dit hanteer? Ons sien dat God Abraham aangespreek het nie, niks. Hy het nie vir hom gesê, Abraham, wat het jy nou gedoen nie? Kan jy nie lekker dink nie? Hoekom trek jy nie om Egipte nie, man? Wat gaan soek jy binne in die land? Dan was hongersnood, sê die woord. Hy het Abraham nie aangespreek nie. Genesis 12:17. Dalk het hy, maar dit is nie gepen vir ons weet nie. Maar Jahwe het Farao en sy huis met groot pla besoek, terwille van Sarai, die vrou van Abraham. Egbreek sien God as baie ernstig. Baie ernstig. Van voor hy die instruksies gegee het aan Moshe wat ons vandag het. Genesis 12:18. Daarop laat Farao Abraham roep en hy sê, wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? So hier's Farao en sy huis kry siektes en hulle kry peste. Het Jahwe self met hom gepraat? Ons weet nie.
Was dit sy soefseiers, sy waarsêers wat gevra het wat gaan aan en hulle het die woord gekry wat aan die gang is? Vers 19. Waarom het jy gesê sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan, neem haar en gaan weg. Het God aan Farao verskyn? Ons weet nie. Het Farao se towenaars dit uitgevind? Ons weet ook nie. Of het Sarai dalk toe vir Farao gesê? In sy huis was daar dalk 'n geraas en 'n gestoei oor almal wat siek is, en die peste en die goed wat daar is. En hulle vra vir Sarai, weet jy wat is aan die gang nie? Dis vandat jy in ons huis gekom het, bring jy 'n vloek in. Sy het dalk gesê, daai man is my man. Ons weet nie. Ons weet nie. Ons weet net Farao het uitgevind. Wat kan ons hieruit leer? Abraham se vrees was moontlik groter as sy geloof. Ten spyte van die belofte dat God aan Abraham 'n nageslag en die land sal gee. Nou ja, ons kan dit in 'n mate verstaan. Daar's vir hom gesê, Abraham, uit jou uit bring ek blessings. Uit jou uit kom 'n nageslag. Jou nageslag sal hierdie gronde beerwe. Daar's nooit vir hom gesê Sara gaan die ma wees. So daarom kan in sy kop aan die gang is, miskien moet ek nou Egiptiese vrou trou of Samfie. Maar ek sal liewers my vrou wil hou. Ons weet nie wat in sy gedagtes aangegaan het. Maar ek glo dis vrees. Want as Jahweh by jou is en Jahweh beskerm jou, dan hoef jy niks te vrees nie. Niks nie. Dit wil voorkom of die heidense koning Farao meer regverdig was, dis die rabbies se siening, as die optrede van Abraham, die vader van geloof. So die Farao, toe hy uitvind wat aan die gang is, het hy meer righteous opgetree as wat Abraham opgetree. Sekerlik kan Vader dit ook gebruik om ons te leer om in geloof te groei. Soms is die mense geloof sterk, hy trek uit die land uit, hy pak alles op, hy verlaat alles wat bekend is na die onbekende, dis geloof. Dan kom hy op 'n punt waar hy dink hulle gaan my doodmaak, hy vrees, dis ongeloof. Dan het hy weer geloof, dan het hy weer ongeloof, dan het hy weer geloof, dan het hy weer ons doen dieselfde. Hy was 'n mens maar soos ons. Maar in dit het hy Jahweh leer ken. En in dit het hy gesien, maar Jahweh kom altyd deur vir my. So hoekom moet ek vrees? Maar dit het eers later gebeur in sy groeiproses met Vader. En dis dieselfde met ons. Ons het nie onmiddellik alle volle geloof, dit sal 'n blessing wees. Maar ons groei ook in geloof. Jy gaan nou deur 'n worstelstryd met 'n ding en sê jy, maar Vader kom vir my deur. Oor 6 maande kom dit weer. En dan twyfel jy weer. Oor die volgende 6 maande kom dit dan weer die twyfel minder en later sê ag man, Vader sal in elk geval vir my deurkom, ek moet ek worry oor die ding. Dan los jy dit nie gaan aan. Want hy sal vir jou deurkom. Want jy glo dit. God se beskerming en mag is duidelik sigbaar. Ons sien dat die verbondsbelofte en ander beloftes van God nie afhanklik is van die mense perfektheid nie. Dit wat Jahweh jou beloof het, of jou nageslag beloof het, of hierdie land beloof het, of in sy Bybel geskryf het wat gaan kom in die toekoms, hang nie af van my en jou perfektheid nie. Hang van hom af. God doen wat hy wil, soos hy wil. Dit hang nie af of jy inpas en ek inpas of nie inpas. Ons perfektheid beweeg God nie om goed te doen. Hy doen wat hy gesê het, hy sal doen. God self sal doen wat nodig is om sy plan uit te voer. So hier sien ons Abraham, wyl hy Vader gesien het, wyl hy met hom gepraat het, 'n verhouding gehad het, altare gebou het, offers gebring het, geglo het dat hy uittrek uit sy land uit, val in 'n gaatjie en hy bring vrees in, ongeloof in, en hy tree op uit die vlees. Presies wat ons. Maar hy leer daaruit of leer hy nie daaruit?
Wat gebeur net 'n paar bladsytjies verder? Ons weet nie hoeveel jaar verder nie, hoor. En dis een ding wanneer ons die woord bestudeer. Ek dink julle doen dit ook. Ek het ook al sê ek vir Vader, hoe kan die klomp Israeliete so afvallig raak? Net nou het U kos gegee. Net nou het U water gegee. Sê vir my, dis 40 jaar. Dis nie nou nie. Van daai goed was 'n jaar later of 2 jaar later. Maar ons lees dit binne 'n uur en dan dink ons dit het nou gebeur. Kyk, hier's Abimelek. Wat gebeur daar? Toe maar ons doen ook dieselfde. En so kan ons ook leer om ons geloof te laat groei soos Abraham syne laat groei, die vader van geloof. Genesis 20 vers 2. En Abraham het van Sara, sy vrou, gesê, sy is my suster. Toe laat Abimelek die koning van Gerar Sara haal. Daar was moontlik weer 'n navraag oor hierdie unieke vrou. Wie is hierdie vrou wat in my land kom? Ek wil haar hê, bring haar na my toe. En onmiddellik sê Abraham is my suster. Hy het net nou gesien, man, wat met Farao gebeur. Dalk 'n paar jaar terug, ek weet nie. Maar net nou het ek dit gelees. Weer ongeloof, weer vrees. Maar God het in die nag, Sara was 'n tydjie gewees by die Farao. Met Abimelek werk dit anders. Nou as jy nou diep gaan kyk, ek deel dit tog maar, ons kan nie presies sê dis A, B of C nie. Ek wil wel glo dat Farao het nie by Sarai geslaap of by haar ingegaan. Okay? Hier sou dit moontlik daai aand gebeur het of die volgende dag. Dis hoekom Vader met Farao 'n tydjie gevat het voor hy goed hanteer het met Abimelek onmiddellik. En God het in die nag by Abimelek gekom in 'n droom en vir hom gesê, kyk, jy sal sterwe. Jy vat haar nie as 'n vrou nie, jy sal sterwe. Terwille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n getroude vrou. Okay? Met Farao werk dit bietjie anders. Ons sal nou sien moontlik hoekom. Hoekom die peste en pla nie? Ek dink daar was die tyd. Hierdie man het ander gedagtes gehad. Hy wou onmiddellik by hierdie vrou slaap. Hy het ander gedagtes gehad. Hy het nie deur die rituele gegaan nie, want gewoonlik in koninklike huwelike is daar lang weke, maande rituele wat die mense, die vrouens moet deurgaan voordat hulle die koning sien word. Hierdie een was moontlik anders. Ek spekuleer, hoor. Maar Abimelek het nog nie naby haar gekom nie. Daarom het hy gevra, Meester, sal u ook 'n regverdige nasie ombring? Hy sê, maar ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Het Abraham nie self gesê, sy is my suster nie? Hy het nie vir my gesê, sy vrou nie. Ek is onskuldig. Ek het niks verkeerd gedoen nie. En sy het self ook gesê, is my broer. So ek het 2 getuies wat vir my sê, sy's los, dis 'n suster, ek kan met haar trou. Daar's niks fout hier nie. In my onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen. Hy sê, ek is onskuldig. Sal u 'n regverdige nasie laat sterwe? Sal u my doodmaak as ek reg is? So hy het Jahwe ook geken. Goed. Daarop antwoord God hom in die droom, ek weet ook dat jy dit in onskuld van jou hart doen. So sê hy sê, ek weet jy's onskuldig. En ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen my te wees. Ek self het gekeer dat jy nie vanaand by haar slaap. Maar môre wil jy. Ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen my te sondig nie. So egbreek is 'n sonde teen Jahwe. Daarom het ek jou nie toegelaat om haar aan te raak. Goed, kom ons kyk bietjie na die interpretasie van die Joodse leraars, van die rabbies. Dit is nogal interessant om bietjie net te doen. Dit was nie die eerste keer dat Sarai geneem is nie. Dit was die gebruik in daardie dae. As jy 'n leier van 'n land was, 'n koning was, wie deur jou grond trek, kan jy vat vrouens as jy wil hê. Want dis jou grond, dis jou land.
Dis wat hulle gedoen het. As jy nie wil gee nie, maak ek oorlog, ek maak jou dood en ek vat in elk geval al die vrouens. Want Abraham was hoeveel? 'n handjievol. Hoe kan hy veg teen 'n hele koninkryk? So dit was die gebruik gewees van daardie dae. In beide gevalle was Sarai teen haar wil geneem. Sy was in 'n posisie waar sy moes stil bly of saamspeel sodat Abraham nie sterwe nie. En dat sy aan haar man onderdanig wou wees en nie teenstrydig spreek nie. Soos Abraham sê, is my suster, het sy stil gebly. Sy het nie gesê, nee, ek is eintlik sy vrou nie. Dan was sy hom nie onderdanig nie. So sy het stil gebly. Beskerming van 'n lewe. Abraham en Sarai het dit nodig geag om 'n leuen te vertel om so 'n lewe te red. Wat wel verkeerd is om 'n leuen te vertel, maar nie sonde is as jy dit doen om 'n lewe te red. So volgens die rabbi se siening is jy kan 'n leuen vertel as 'n lewe daarvan afhang. Niks fout daarmee. Ja. Want ja, met ander woorde, dis nie 'n sonde nie. Dis verkeerd, maar dis nie 'n sonde nie. Dit gaan jou nie toegereken word nie, want 'n lewe is belangriker as woorde. Tegnies gesproke was sy ook natuurlik Abraham se halfsuster, soos 'n valse getuienis wat hulle gegee het. Volgens die Zohar en ander rabbiniese geskrifte het Abraham geweet dat die sukses van hulle wandel nie deur geregtigheid kan plaasvind nie, maar deur sy geregtigheid kan plaasvind nie, maar dat hulle saam moet glo en dat Elohim se geregtigheid die deurslag sal. So dis nie die sukses van hulle wandel gaan nie oor Abraham nie. Dit gaan oor wat God in hulle lewe gaan doen. So wat hulle eintlik sê is hy het dit gedoen om te kyk dat God beweeg. Okay, dis wat hulle nou eintlik sê. Wat daar moontlik is. 'n Dieper openbaring. Abimelech en Farao word verskillend hanteer. Hoekom? Ek dink die ernstigheid van die saak, dis my siening, my openbaring, die een wou wag, die een wou nie wag nie, so Jahwe moes vinnig toetree. Dit wil voorkom of Abimelech ook 'n gelowige man was. En wat in Egipte met Farao gebeur het, was 'n heenwyse na Abraham, na Israel in Egipte en die Farao met wat met hulle wou doen wat hy wil. Dis die slawerny in Egipte. So ek slaan jou huis met peste en plaag. Moenie dink jy kan aan Abraham doen wat jy wil. Moenie dink jy kan aan sy nageslag doen wat jy wil nie, Farao. Ek sal julle slaan met peste en met plaag. En dis presies wat gebeur het. So dis 'n heenwyse na wat gaan kom. First fruits van wat gaan kom. Die Farao, toe Moses geleef het, het gesê ek ken Jahwe nie. Tog het Jahwe hom aan die vorige Farao geopenbaar as Abraham se God met peste en plaag. So as hulle net bietjie mooi gaan soek het, sou hulle gesien het. Dit het gebeur met die Farao. Abraham se God het dit toegelaat. So nou is ons weer met Abraham se nageslag besig en hierdie peste en plaag kom van hom af. Genesis 12:17. Maar Jahwe het Farao en sy huis met groot plaag besoek ter wille van Sarai, die vrou van Abraham. Farao se nageslag en Abraham se nageslag, alles speel weer daar af. Want as jy kyk, dit is uit Sarai se nageslag. So met ander woorde, hy wou met Sarai maak wat hy wou. Hy wil met die nageslag van Sarai maak wat hy wil. So daarom die peste en die plaag oor Egipte. Goed, so kan ons in die woord oral sien hoe Vader vir ons dinge uitlig en uitwys van wat hy gaan doen in die toekoms. Daar's altyd 'n first fruit, dan is daar altyd die ware gebeurtenis. Dis asof Vader vir ons wys, wees bewus van iets wat kan kom. Ek het dit gedoen op 'n klein skaal, ek doen dit op 'n groot skaal. Dan sien ons na Abraham se verhouding, ons sien, ja, hy het in Jahwe geglo, hy's gehoorsaam aan Jahwe, maar in sy lewenswandel was daar ook uitdagings gewees.
waar hy moontlik geprees het, moontlik gesê het, ek weet nie wat om te doen. Ons sien nêrens dat hy in een van hulle Jahwe geraadpleeg het nie, hè. Hy het net sy besluit geneem en dit toe nou gedoen. So daardeur kan ons ook sien en ons kan leer dat selfs Abraham, wat die vader van geloof is, gegroei het in sy geloof. So ek en jy, wanneer ons soms val, moet ons dit nie regverdig en sê, "Ag, maar Abraham het geval nie." Ons moet sê, ons weet ons is mens, maar die Gees van God kan ons help om in geloof sterker te word en in geloof te groei. Goed, Abba, ons dankie vir hierdie woord, ons dankie dat U ons sal help, dat U ons sal lei, en dat ons kan leer hieruit. Ons het baie keer vragies, maar ons is nie self in daai situasie nie, so ons weet nie wat ons sou doen. Maar ons dankie dat U dit vir ons neergepen het, sodat ons daaruit kan leer. En ons loof en ons prys U, Vader. In Yeshua se naam gee ons U al die eer. Amen.